Die duiwel, hy develop vir jou, die duiwel, hy gee vir jou good moments, maar gaan jy 'n bad life, gaan jy 'n tough life hê aan die einde. God, nee, sit vir jou die tough times, dan gaan jy 'n goeie life hê aan die einde. Like, God en die duiwel is teenoorgestelde van mekaar. Nou, ons moet dit kan onderskei. As ons kan onderskei wat is goed en wat is sleg, dan kan ons eers gaan, guys. Dan kan ons eers gaan. Audio Jungle. Hallo daar, guys. So wat dag. Hulle stort maar nog 'n video, you know. Eerstens, subscribe dit en like dit en comment wat julle next wil sien. So guys, basically vandag se video, guys, gaan oor die duiwel en God. You know, ek gaan die difference vertel. Die difference vir julle verduidelik. You know, hoe dat werk, guys, en baie van ons vind ons in situations, nee, dan weet ons of dit God is of dit die duiwel is. Nou, ek gaan nou vir julle help met dit. Jy weet julle is confused, guys. Ek is hier vir julle te help, you know. So one of the devil's tactics is to make you be focused on many things, to make you tired and give up. But God only gives you one thing to do, and it is your calling, the thing God put inside you. God only gives you one thing to do, to stay disciplined. The devil wants to confuse you. So guys, had julle nog gehoor wat ek nou vir julle gelees het, né? Ek hoop julle het nog ingevat wat ek nog vir julle gesê het, of wat ek probeer vir julle sê, guys. So wat ek nou aan bedoel is, guys, julle moet pas op vir die duiwel, né? Nou die duiwel, né, hy werk so, guys. Hy gee vir jou baie dinge om te doen, because hy weet hy is 'n spesifieke persoon wat nie alles kan handle op een tyd, op een slag. Nou wat die duiwel doen, hè, hy gooi hom met klomp goede. Jy gaan laat hy rook, jy gaan hom vir 'n meisie gee. Hy gee vir jou alles voor jou tyd. You know, hy duiwel prepare nie vir jou nie. Hy maak nie saak waar jy is, hy maak nie saak hoe sterk jy vir jou is, maak nie saak hoe sterk jy is, maak nie saak hoe swak jy is. Die duiwel gooi enige ding na jou kant toe. Hy worry nie hoe jy voel, guys. Klomp dinge gooi na jou toe, you know. Nou, baie van ons, né, ons wil te veel te fokus wees op alles. Guys, jy kan nie different plekke wees op een tyd. Dit is wat jy nie kan doen nie, guys. Because is net God wat hy kan doen, guys. Hy kan op een plek wees op dieselfde tyd. Hy is dieselfde in ons lewe in. As ons, dit is van hier 'n situasie, hier is 'n ding wat jy moet handle, daar is 'n ding wat jy moet handle. Guys, wees rustig, recover yourself en sê vir jouself, nee man, as hy die moeite werd, as hy my energie, as hy waar ek my energie wil invest, nou is die ding, as jy een ding kan kry in jou lewe, want jy ding wat vir jou vorentoe gaan dryf, dan fokus jy net op hy ding, sit al jou energie op hy ding, al jou fokus op hy ding, dan gaan jou lewe vorentoe, guys. So hy is die duiwel se manier om vir jou te confuse, sodat jy nie by jou calling kan uitkom wat God vir jou gegee het. Hy gooi jou met klomp goede. You know, hy hou jou so besig. So guys, hy is baie dangerous vir die mense wat nie op hulle roeping is, vir die mense wat nie op hulle calling is. Hy baie dangerous, guys. You know, so ek is op my roeping. Die duiwel kan nie klomp goed na my toe bring nie. Die duiwel wil nou vir my weer by die spoor terug. Hy wil nou weer vir my spoor toe vat. Hy wil nou weer vir my op my, like die duiwel nie, al wat die duiwel doen. Hy remind vir jou van jou past. Waar vandaan jy gegooi het. You know? Dat is al wat die duiwel wil doen. Hy sê aan mekaar vir jou. Hy remind altyd vir jou van jou past. Nou as ons aan nou terugkyk, dan gaan ons mos nie vorentoe doen. Hy is wat die duiwel weet. Die duiwel wil nie ons moet progressie mense. Die duiwel wil nie ons moet vorentoe gaan in die lewe. Die duiwel wil nie dit doen. Hy wil nie ons moet struggle. Hy wil nie ons moet sukkel. Hy wil nie ons moet doodgaan. You know? Hy wil nie ons moet nie suksesvol behaal nie. Dat is hoekom, guys, as ons suksesvol gaan bekom of gaan wees,
is dit baie moeiliker, guys. Because jy gaan getarget wees. Die mense gaan agter jou aan uittoep vir geld, die mense gaan vir jou wil rob, die mense gaan vir jou wil indoen, die mense gaan die sake teen jou wil maak. You know, want dit klomp geld is ryk. Because baie van ons nie, ons dan as ons suksesvol raak in die lewe, dan ons nou nie, ons probleme gaan weg, ons probleme raak erger. Hy is wat hulle moet sê, guys, sukses is vir almal. You know? So daai is die duivel weer, guys. Julle moet nie vergeet die guys. Die duivel wil jou versmoor met klomp dinge in die lewe. Hy wil versmoor met klomp dinge. Hy is wat die duivel wil doen. Ons moet toelaat die duivel vir ons so iets, guys. Moet nie toelaat dat die duivel jou versmoor met klomp dinge wat nie deel is van die ding wat God vir jou het. You know? So asseblief guys, julle moet julle oë wakker hou. Julle geestelike oë moet julle wakker hou. En dat die duivel vir julle so confuse, guys. Die ander ding is, dit is hoe God werk, guys. God sal nie vir jou confuse, man. God is nie 'n God van confusion nie. Hy is 'n God van direksie. Hy is 'n God van guidance. Hy wat God is. Hy guide vir jou op die regte pad, guys. God sal nie vir jou confuse nie. Hy sit vir die tough times hier. Maar in die tough times om develop hy vir jou. Die duivel, hy develop vir jou. Die duivel, hy gee vir jou good moments. Maar gaan jy 'n bad life, gaan jy 'n tough life weet in die einde. You know? God nie, sit vir jou die tough times, dan gaan jy 'n goeie life weet in die einde. Like, God en die duivel is teenoorgestelde van mekaar. Nou ons moet dit kan onderskei. As ons kan onderskei wat is goed en wat is sleg, dan kan ons eers gaan, guys. Dan kan ons eers gaan. You know? Maar daai is 'n God werk. So God is hier 'n God van confusion, die rede hoekom hy nie vir jou met baie goed wil sawe nie, nie vir jou met baie geskenke wil sawe nie, nie vir jou met baie verhouding wil sawe nie, nie vir jou met baie vriende wil sawe nie, nie vir jou met baie good times wil sawe nie. Die rede hoekom hy doen, guys. Hy gee vir jou 'n spesifieke ding wat jy moet doen. Ek span nou spesifiek aan my manne, aan my guys. Guys, ons moet dit kop toe van die wet wat ek nou vir julle gaan sê. Like, julle moet onthou dat julle mans gaan word. Dat julle is mans. God het vir jou gawe gegee. Jou gift. Die ding wat jy doen met die minste effort. Ek bly dit sê, guys. Julle moet vir my kop toe vat. Hy is jou calling. Nou as jy dit doen en gefokus op daarop en dissipline is daarop, dan gaan jy suksesvol wees, guys. You know? Maar ek wil julle moet julle oormaak net op die suksesie. Dan gaan jy val. You know? Nie 'n groot kop kry nie, guys. You know? Hou vir God altyd voor alles. Because God het vir provide. God het jou gebede beantwoord. You know? Wat ek eintlik vir julle wil sê is, guys, die rede hoekom God nie jou met baie goed wil sawe nie is om jou discipline te hou op jou calling. Nou as jy jou calling gedoen het, as jy jou beroep gedoen het wat God vir jou gegee het, jou gift, as jy hy doen, dan gaan dit makliker wees vir jou om te fokus. Dan gaan baie beter wees, because jy het een ding waarmee jy fokus. Jy het een ding waarmee jy fokus. Nou as jy jou calling gehad het, en nog dinge langs die sides, as jy miskien hobbies het, as jy miskien rugby speel, as jy miskien sokker speel, as jy miskien sport doen, of enige ander ding, besides jou calling, besides die ding wat God vir jou gegee het op geboorte, as jy dit gaan doen, en nog 'n paar goede, dan gaan jy nie jou calling ordentlik doen nie, dan gaan jy gaan net nie ordentlik doen nie. Want daar is al distractions. Daar is al distractions, guys. God is nie 'n God van distractie. God gebruik homself om vir jou te distract. Die duivel nie, gebruik homself om vir jou te distract. Hy is wat die duivel nie, gebruik homself. En as hy homself gebruik, dan gaan hy as 'n persoon gaan weet dat nee, dis die duivel man wat van my wil onderkry. Maar die duivel slaat daar op die weak points, die duivel slaat daar wat die lekker gaan, die duivel slaat daar wat hy weet, okay, nee, hy hou van dit, so ek slaat hom op by. You know? God slaat nie vir jou op dinge wat jy van hou nie. Die duivel sal nie met homself kom, hy gebruik ander goed om vir jou onder te kry. You know?
God, jy sal sommer sien, die is God en die is die duiwel. Maar jy wil jy moet 'n geestelike oog met julle wat God vir God. As jy nie geestelike oog het nie, guys, dan vra jy vir God, geef my wysheid, geef my insig. En nou baie van julle bid vir God, maar julle weet nie waar bid julle nie. You know? Because God is hier langs jy, God is hier binne in jou, God is in jou gedagtes, God is in jou woorde wat jy spreek, God is oral. You know? Ons beter verstaan wat ons vra, guys. You know? So guys, doen my 'n guns, guys. Wat jou calling? Die ding wat God vir jou gee op 'n bote, guys. Wat hy calling? You know, en behartig hy calling elke liewe dag. Doen hy calling elke liewe dag. Because gaat ten baate wees van jou. You know? Moenie jou tyd gaan mors hier nie, man. Stop wasting your time on things that don't deserve your time. Stop wasting your time on things that is not gonna drive you forward. You know? And waste your time and use your time on things that gonna drive you forward. Which is God, your calling, your family, good friends that lift you up, guys. You know? And yeah, here's another thing I want to say. Like your words that you spoke to another person, that you speak to another person, guys. Please be careful. Wees altyd versigtig wat jy vir die ander persoon sê. Because dit kan jou maak of dit kan jou breek. Nou baie van julle nie verstaan die topic wat ek nou vir julle gesê het. Ja, baie van julle verstaan die topic, maar verstaan ook nie die topic nie. Jy gaan nou diep ingaan met die topic. Wat ek bedoel, wat kan jy opbou? Guys, woorde wat jy spreek, bring ons lewe. You know? Nou as jou woorde lewe bring aan iemand se lewe, dan gaan hy een se lewe vorentoe. Want woorde sit net in die gedagtes, guys. Woorde is 'n baie powerful ding. You know? So wees altyd versigtig wanneer 'n ander persoon jou chomie, miskien jou neefie, jou auntie, enige iemand, as hulle happy is, as hulle in daai moment, sê maar jy spend time met hulle, en hulle is happy in daai moment, guys. En hier kom jy sê nou beding. Maar jy maak 'n grap, of jy dit nie bedoel nie. Hier change hulle hele mood vir die hele dag sommer. Hier change hy hele mood. You know, want jy het iets gesê om hulle seer, nie met jou bedoeling om hulle seer te maak, guys. Maar julle weet nie, guys, hy persoon val dit miskien nou so op, okay, nee, hy dink reg so van my. You know? So, of het kan afbreek, guys. You know? Die woorde wat jy spreek kan iemand afbreek. Maar ons weet nie daarvan. Het kan iemand aflei. So wanneer ook al jy 'n conversation met iemand gehad het, you know, stap weg en vra vir jouself, wat het ek vir die persoon gesê? Dan sê jy, okay, elke keer wanneer jy 'n conversation met iemand het, nee, as jy klaar met die persoon gepraat het, dan onthou jy, dan gaan jy huis toe, dan onthou jy wat jy vir die persoon gesê het, nee, jy speel het oor in jou mind in. Dan kom jy by die huis, dan skryf jy neer, dan sê jy hy goed vir jouself, dan vra jy vir jouself, joh, hoe voel ek oor dit, man? Hoe voel ek oor die woorde wat ek vir hy braag geskryf het, of hy braag gesê het? Hoe voel ek oor die woorde? Voel ek gemotiveerd? Voel ek geïnspireer? Voel ek negatief? Voel ek positief? Voel ek bly? Voel ek hartseer? Voel ek gemotiveerd? Nou as hy antwoord nee is, guys, dan moet jy versigtig wat jy vir iemand anders sê, want woorde is nie sommer net woorde nie. You know? Because jy is die een wat die woorde uitspreek. Jy gaan dit nie voel dalk nie. Want die woorde travel nie na jou, die woorde kom van jou af. So jy gaan dit nie voel nie. You know? Dat is ook om jy sal baie mense sien, hulle sê dan sommer net so, soos hulle wil. Maar hulle voel dit nie, guys. Die een wat dit die eerste voel is die een wat dit ontvang. So as jy 'n spesifieke woord het, nee, en jy wil dit uitspreek vir hy persoon vang dit die meeste, die persoon voel dit die meeste. Nie die een wat dit spreek, guys. You know?
So guys, ek wil vir julle ook sê, moenie laat hy vir julle afbreek nie, woorde vir julle afbreek nie. Wees jy sterk genoeg hier binne. As iemand vir jou sê slegte ding oor jouself, of iemand vir jou remind van jou verlede, as omdat hulle wil hê jy moet vorentoe gaan, hulle wil hê jy moet groei nie, you know. Iemand vir jou 'n kompliment gee, dan moet jy weet, okay, nee, you know. 'n Kompliment moet nie vir jou laat skrik, okay, nee. Ja, ek het nie geweet nie. Ek het nie geweet jy lyk so goed nie. Ek het nie geweet ek het sulke goeie maniere en ek het nie geweet. Guys, jy moet weet van jouself. You know, moenie iemand anders vir jou beter ken as wat jy jouself ken. You know, ek praat nou van strangers. Moenie strangers of vreemdelinge of jou meisie wat jy net ontmoet, moenie sê jy beter ken as wat jy jouself ken nie, guys. Because hulle gebruik dit teen jou. You know. En ek sê weer guys, ek is hier mense sleg te sien, ek is maar net hier om die waarheid te praat. Hy is maar hoekom ek hier is, guys. Guys, hy was net 'n dag se video, né? Ek hoop julle het hy 'n keer geniet, guys. Maar net die verskil verduidelik tussen die duiwel en God. So daar kom baie meer video's, guys. Ek hoop julle geniet die video. Ek hoop dit het vir julle gehelp, you know. En ja, ek geniet dit om weer julle video's te maak, guys. Subscribe, mense. Like die video en comment. Peace. Ek is uit, guys.